Jy is ingeskakel op Joy Radio, jou reisgenoot in Jesus. Kom, ons groei saam in Jesus met Chris en Eldie. Lord of all creation, of water, earth and sky. Hi vriende, baie welkom by nog 'n episode van my en my vrou se programmetjie Groei Saam. En weet julle, soos wat ons almal saam groei die vrug van die Gees so in ons harte. En weet julle, dan groei ons ook al hoe nader en nader aan die Here. En op wat 'n merkwaardige manier het ons Abba Vader dit goed gedink dat ons op hierdie platform ook so meer van hom kan leer, hom meer kan ervaar, actually kan mense sê. En ja, ons is so geseënd om hier in Suid-Afrika so vrylik oor ons godsdienst en oor ons God te kan praat. Maar weet julle, nog steeds is daai hartseer in my hart. Is dat, hoekom is ons so skaam vir die Here? Hoekom wil ons nie opstaan vir die Here nie? Hoekom, as die mense sy naam uitelik gebruik, kom ons nie op vir hom nie? Hoekom bly ons stil? Ek meen, hy het sy alles vir ons gegee. Hy het aan daardie kruis gaan hang, en hy het nie eers gevra nie, hy het dit net gedoen, vir ieder en elk van ons. Maar ja, dit is maar iets wat op my hart is, en ek is seker ons gaan nog daaroor gesels ook. Maar ja, ek is pastoor Chris Boysen, my vrou Eldien. Hallo julle, ek hoop dit gaan goed en absoluut ware woorde wat Chris vir ons sê. Maar yes, kom ons groei saam, met hierdie uurtjie wat die Here vir ons gegee het, om meer van hom te leer. Maar kom ons sluit net eers die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here onse God, Vader, baie dankie, dat ons weer die geleentheid het om iets uit u woord uit te kan leer, by u te kom stil sit, ja Here, en te kom hoor wat u vir ons wil sê. Vader, versterk ons so, Here, laat die Heilige Gees nou so in ons werk, dat ons absoluut sal hoor wat u vir ons wil sê, Here, en daardeur kan groei. Heilige Skepper, aan u behoort al die eer, al die heerlikheid, tot in alle ewigheid. En ons is so dankbaar, dat u ons gekies het, om u woord te kan verkondig, en te kan hoor. Ons loof en ons prys en ons dankie daarvoor. In Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Amen. Yes, vriende. So, kom ons groei. Hey Chris, wag vir my. Chris, Ja, Eldien. jy op pad na meeting toe, Chris? Eldien, wanneer laat jy op jou horlosie gekyk? Oh, dis lunchtyd. My favourite tyd van die dag. Ja, jy kan dit eintlik stel, ek is op pad na 'n meeting toe. O, jene, met wie? Met jou seker, dis al hoekom jy so agter my aanskree. O, ja, jy weet, né? Yes. Ek is so bly om te hoor dat Vader jou sulke goeie stembande gegee het. Ja, my man sê partykeer ek skree op hom. Ja, weet jy kan dit actually gebruik om hom te verheerlik ook. Hoe doen 'n mens dit? Deur lofpryse. Vir God? Hey, Eldien. Het jy toe vir Aubrey al gebel? Vir professor Aubrey Alta? Nee, ek het nog nie. Ek is bietjie skaam. Kyk, vanaand is dit ek en hy en jy. Ek gaan sommer jou op 'n WhatsApp call ding doen en dan Gaan ons drie saam praat? nee, ons drie gaan saam praat en dan gaan julle twee alleen praat. Maar niks nie. Eldien, jy het my geroep. Ja, hoe kan ek jou help? Hey Chris, ek het bietjie gedink aan wat jy vir my gesê het oor die vrug van die Gees en die gawes van die Gees en ek het gedink, nee. Ek wil baie Is dit vir jou graag gevaarlik geweest? om te dink. Ja. Ja, so 'n bietjie. Okay, maar ek het gedink, ek wil baie graag die gawes van die Gees hê. Soos wat jy gesê het, en die vrug van die Gees laat groei in my. So, ek weet nie hoe om te begin nie, maar ek het begin om bietjie meer te bid en bietjie meer my Bybel te lees en ek gaan Sondag kerk toe kom. So, Moet ons asem ophou. nee, ek sal al wees. So, en daai koffie is mos lekker dan wat jy drink na die tyd. Eldien, kerk gaan oor koffie. Maar die koffie is lekker na die tyd. Ja, dis 'n bysaak. In elk geval, so maar nee, toe ek nou so gedink en alles het en
so begin meer Bybel lees het en meer bid het en alles, het ek besef dat my gedagtes is nie by my gebeure nie, en partykeer nie, en ek dink aan goed wat nie waar is nie, wat net in my brein opkom, en ek weet nie hoe om dit te hanteer nie, ek weet nie wat noem mens dit hê, wat mens so, ek weet nie of dit die duiwel is wat in my gedagtes kom nie, of wat ook al. Kan jy dalk vir my help met dit? Okay, ja, ek probeer om verstaan wat jy vir my vra. Jy sê as jy bid, dan is dit asof jou gedagtes rondsweef. Ja. Okay, waartoe sweef dit? Nee, dit dink sommer net aan allerhande dinge. Dinge van die wêreld. Ja. Ja, dit is maar 'n manier wat die vyand moes vir jou kom aanval. Ek het jou mos gesê, die vyand kan nie jou gedagtes lees nie, maar hy kan vir jou gedagtes kom in jou brein plaas. So dis die duiwel wat kom en daai gedagtes in my brein plaas. Wat tipe gedagtes kry jy? Ag, ek dink maar net, as ek bid, dan dink ek sommer skielik, o, lekker, môre is Saterdag, dan kan ek lekker gaan shopping doen, of partykeer sulke goede. Nou, hoekom bid jy dan in die eerste plek? Want ek was reg om te bid, en dan sweef my gedagtes So dis rond. ek jou gees wat in die winkels was, maar jou vlees was Ja. om te bid. Ja, En sê die woord nie, jy moet vir God aanbid in gees en waarheid nie. ja, so hoe doen 'n mens dit? Nou, hoekom het jy jou gees winkels toegestuur? Ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie. Dit is wel wat gebeur, Eldien. Dis hoekom ek vir jou mos gesê het, dat ons sou vyand hou daarvan, om jou gedagtes te laat rondsweef. Hy wil nie hê, jy moet vir God in gees aanbid nie, want weet jy wat, hy wil nie hê, wat ons moet hoor, wat God vir ons wil sê nie. Dit is een van sy strategieë, en weet jy, hy gebruik dit so baie. Dit gebeur nie net met jou nie, Eldien, so moenie sleg voel oor. Ek dink dit gebeur met ons elke een. Want as jy agterkom, dan is jou gedagtes eweslik nie meer hier waar jy moet wees nie. Dan is dit daar met 'n probleem wat jy by die werk gehad het, maar tog bid jy nog. So dit gebeur met ons elkeen. So jy noem dit 'n geestelike aanval. Jy kan dit 'n geestelike aanval noem. Onthou ook, die Satan het gekom, nê, om jou vrede, jou vreugde en al die goedes op te kom steel en te kom ondermyn. Ek meen, as jy gaan bid, en jy word regtig stil vir Vader, en jy word regtig stil, en jy vra die Here en die Heilige Gees om jou nou te lei. Dit is asof jy dan eweskielik daardie kalmte en daardie vrede ervaar. Sonder dat jou gedagte, jy moet probeer om nou te konsentreer, dat jy jou gedagtes hou hier waar jy is. En dan, jy sal sien, jy gaan begin agterkom, jy gaan begin regkry, en dan, jy gaan daai vreugde en vrede mos nou voel. Jy gaan voel, hoe is die Heilige Gees hier by jou? En dan, asof eweskielik net doep, dan het die Satan iets in jou verstand kom implant. En dan woef, en daardeur steel hy jou vrede en jou vreugde en wat God vir jou wil sê. Dis hoekom ek moes weer eens vir jou sê, hy kom plaas dit in jou denke. Hy kom, want hy wil nie hê jy moet hoor wat God vir jou wil sê. Want hy is trekbang, want hy weet wat vir hom voor lê. En onthou net, hy wil nie alleen so toe gaan. Hy wil baie van ons saam met hom vat. Maar dit is 'n manier wat hy ons aanval en ja, soos jy kan maar sê, jou ore toemaak vir dit wat die Here vir jou wil sê. Maar jy sien, Eldien in 1 Petrus 5 vers 8 staan daar, wees nigter en waak, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Jy sien, Satan werk nie net met toeval nie, hy werk met taktiek. Sy aanval is doelgerig. Daarom moet ons geestelik waaksaam wees. Soos ek sê, as jy gaan begin bid, sê Here, help my asseblief deur die leiding van die Heilige Gees, dat ek nie afdwaal nie, dat my gedagtes nou hier bly waar dit moet wees. Jy sal voel, dit gaan asof jy begin dink aan iets anders, maar dan moet jy vir jouself sê, kom terug, hier's God, ons bly by God. So dit is moontlik om daai gedagtes van, sê maar shopping of wat ook al, te kry en dan weer terug te kom by jou gebed. Ja, maar dit werk, jy moet dit glo. Dit gaan weer eens oor geloof. En as jy dink aan iets soos, dat niemand is lief vir jou nie, of sulke tipe dinge, is dit ook aanvalle van die duiwel? Jy weet wat, dit is 'n absolute leuen daai. Dit is 'n leuen daai.
Ek dink ek het een van my boodskappe, ek dink as ek nie reg het, Romeine 8 wat daar staan van God se liefde. Wag gou, laat ek dit gou kyk. Laat hou net gou aan want ek wil nog hierdie ding wil ek uitprint en in my kerk hang. Wag gou. Hierso. Eldien Romeine 8 vers 38 en 39. Weet jy, as jy ooit weer daai gedagte kry nê, gaan terug na jou woord toe, gaan na jou Bybel toe. Gaan lees die, onderstreep die, highlight dit as dit moet. Romeine 8 vers 38. Ja, ek gaan vir jou lees, want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here is nie. Verstaan jy wat ek nou gelees het, Eldien? Dit staan in God se woord, die woord van waarheid. Ons liefdesbrief, is hierdie nie 'n verskriklike mooi liefdesstukkie wat jy kan uithaal, wat die Here vir jou lees en vir jou sê nie, en vir jou vertel van wie jy is en wat jy is vir hom nie? Dat niks ons kan skei van God se liefde nie. Niks. So wie is daai Satan om vir jou te kom vertel dat niemand dit jou lief nie, as dit duidelik in die Bybel staan? Dis kan jy nie een of ander tyd 'n preek daaroor doen nie. Dit is sulke mooi woorde wat jy nou gesê het en ek kan hoor. Aldien is die woorde wat ek sê nie, dit is woorde wat in die woord staan. Ja, ek weet, maar die verduideliking wat jy daarmee gesom gegee het en alles, dit voel so, ek kan so hoor, jy het so passie om daai te verduidelik en alles. Ek gaan maar net soos wat die Gees my lei, Eldien. Ja. Sê my Chris, kan 'n mens onderskei tussen 'n geestelike aanval en normale uitdagings of beproewings van die lewe? Eldien, dis 'n fyn onderskeiding daai, hoor. Maar een van die Heilige Gees wat ons kan help met dit. Jy sien, beproewings en uitdagings is deel van die menslike lewe. Ons sien dit mos in Johannes 16 vers 33. Maar jy sien, geestelike aanvalle het 'n sekere geestelike intensiteit en 'n patroon. Hulle bring verwarring, vrees, isolasie, twyfel en dit alles aan God se karakter. Of 'n sterk aanslag teen jou identiteit in Christus. Hulle wil nie hê jy moet die waarheid weet nie. Het ek gekyk wat staan in Johannes 16 vers 33 wat jy nou net van gepraat het. Jy sien, soos ek jou wil probeer verduidelik is. Onthou die Here het gesê, hy het ons na sy beeld geskape en hy het gesê dis perfek. So wie is die een om vir jou alleen in jou ore te kom vertel? Om vir jou te sê, jy is nie. Hoekom wil jy daai leuen glo? As ek nou net vir jou in God se liefdesbrief iets anders gewys het. Kyk dit hier so oop, Johannes 16 vers 33. Dit sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Jy sien? Ja. Dit sê Jesus mos. Onthou, die duiwel is uitgestort op die wêreld, op die aarde. Dit is hoekom hy sê, hy gaan jou mos kom wil verlei, en jou kom leens vertel. Ek dink met die vorige keer wat ons gesels het, ek ons vir jou gesê, vat die Heilige Gees oral waar jy loop, Ja. want hy wag vir jou om elke hoek en draai om jou skrik te maak. Maar as jy die Heilige Gees saam met jou het, hoekom moet jy hom skrik? Hy gaan eerder skrik en hy gaan elke hoek aanskuif, totdat jy loop en jy sal leer, dan gaan hy met sy triks kom. Ja. Jy sien in Romeine 8 vers 28, nee, herinner ons dat God alle dinge ten goeie laat meewerk, selfs beproewings, maar aanvalle poog om God se karakter in ons oë te bevraagteken. Dit is hoekom die vyand dit so geniet, as ons struikel en val. Hy sê mos, hoorie man, as jy dit doen, gaan dit gebeur, as jy dit doen, gaan daai gebeur. Hy kom met sy strik en sy leuns. En dan doen jy dit nie, en dan val jy daar met in sak en as, in die modder. Wie gaan jy daar kom uithelp? Nee, hy staan vir jou en lag, want hy's 'n leenaar. Hy staan vir jou en lag. Waar, nee? Ja, wie kom al jy daar uit? God. Die Heilige Gees kom al jy daar uit. Hy tel jou op. Hy skud jou af, hy droog jou af, hy maak jou skoon en wit. Hy doen dit. Nie die freaking leenaar nie. So asof dit nooit eers gebeur het, want dan vergeet hy ook daarvan. Korrek. Wat sê jy altyd? Wat van die nou fishing? Ek kan nie meer mooi onthou nie. Ek sê mos,
as jy na die Here toe gaan en jy vra hom om jou sondes te vergewe, hy vergewe jou sondes. En hy vat dit en hy gooi dit in die diepste see. En hy sit 'n bordjie daarop, nou fishing. So, dis mooi woorde, né? Jy sien, Eldien, die vyand hou daarvan om God se karakter te kom aanval. En ons te kom probeer verlei, want hy is mos master verleier. En dit is wanneer jy begin dink, God het my vergeet. Of ek is nie meer bereikbaar vir sy doel nie. Jy sien, daardie leuns, en ek dink as ons na die woord toe gaan, kan ons al daardie leuns wat in jou gedagtes geplaas word, sien jy nou wat maak hy, kom plaas dit in jou gedagte, maar jy kan nou daarin vat, hoe is ek bruikbaar vir die Here? Jy gaan hom sou by jouself wonder, is ek bruikbaar vir die Here? Ja. Vat jy jou Bybel en maak jy daar oop, is ek bruikbaar vir die Here? En ek verloof vir jou, jy gaan verse op verse kry, wat sê, jy is bruikbaar vir God se koninkryk. En God sal jy mos nooit vergeet nie, ek het nou net vir jou gelees, Ja. in Romeine 8 vers 38, ek het nou net vir jou gelees. Nou net. Ek dink So, dis 'n hoe kan die vyand dan met sy leuns kom? Hoe kan jy dan, vra ek die vraag, hoe kan jy ons as mens dan dit laat gebeur? Hoe kan ons ingee? Hoe kan ons dan daar die freaking leuen van die vyand wil glo en nie God se liefdesbrief nie? Ek meen, die vyand het nie eers 'n brief geskryf nie, hy het nie eers 'n woord geskryf, hy het niks, en ons glo. hy het net sy leuns. Ja, ons glo dit. Ja. Jy sien, Eldien, dan is dit is ook nie net 'n lewensuitdaging nie, né? Dis 'n oorlog. Dis elke dag 'n oorlog met die Wat vyand. 'n oorlog. Dis elke dag 'n oorlog met die vyand. Dis elke dag wat hy mos nou vir jou kom wil verlei, presies soos wat jy nou net vir my gesê het, ek voel soms nie geliefd nie. Ja. Dis 'n absolute blankante leuen. Wat staan in die Bybel? Wat staan in Romeine 8 vers 38? Lees, weet jy wat my, doen my 'n guns, want ek raak nou so opgewonde hieroor. Lees dit asseblief weer. En weet jy, lees dit met 'n ewige God. O allerheiligste almagtige God. Vader, ek wil U vra. Here, dit wat ons nou weer gaan lees, U woord Romeine 8 vers 38. Here, wil U dit nie in ieder en elk van ons harte nou kom graveer nie, Here, sodat ons dit nooit, maar nooit sal vergeet nie. Soos wat die vyand ons elke dag wil uitdaag en wil verlei. Vader, kom U met U woord wat lewe gee. Here, versterk ons asseblief nou so, dat dit wat ons nou weer gaan lees, regtig in ons harte vir ewig bewaar sal word. Amen. OK, ek het dit hierso, Romeine 8 vers 38. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Dis baie mooi, né? Sien jy, wat staan daar? Kan ons skei? Nooit. Is dit nie wat daar staan nie? Ja. Nou glo God se woord en nie die vyand nie. Sê my Chris, wat is die mees algemene vorm van geestelike aanvalle wat jy in jou bediening raak gesien het? Ja, Eldien, weet jy, daar's nogal heelwat. Maar daar's 3 wat die vyand so like om aan te val. Weet jy, hy hou daarvan. Onthou net een ding. Ons as mens, ons kan nie regtig sien waartoe God ons wil vat nie. En weet jy, ons as mens, ek glo nie besef regtig hoe goed God ons gemaak het nie. Hoe perfek God ons gemaak het nie. En weet jy dan, dit is asof ons onsself wil potjie om uit te kom waar God weet ons kan uitkom. En weet jy, vyand weet dit ook. Die vyand weet wat is ons potensiaal. Maar ons weet nie wat is ons potensiaal nie. Want soos ek sê, partykeer trip ons onsself. En die vyand natuurlik sal oop arms kom en dan gaan hy vir jou help daarmee. Veral met jou identiteit. Identiteit. Soos wat jy nou nog gesê het. Jy voel nie geliefd nie, maar nou het ek vir jou gewys. Hy het vir jou gewys. En jy sien, en Satan wil nie hê ons moet weet dat ons regtig kinders van God is nie.
Jy sien, dit is wat vir my so merkwaardig is en so, ek weet nie hoe regtig dit te stel nie. Weereens sal ons vir die vyand luister wat sê jy is nie 'n kind van God. Maar wie die hel is hy dan? Ja, hy is ook 'n kind van God, hè? Maar wie sê om dit vir my te sê? Ja. Ek glo dit mos. Maar jy sien, hy gaan jou ook ondermyn. Hy gaan, maar weer eens, hoekom luister 'n mens vir? Ek meen, daar is net een God. En ons is sy kinders. Hy het ons elkeen geskaap om ons volgens sy beeld. So wie is die enetjie om vir ons te kom sê, ons is nie kind van God nie. Ons sal dit nooit kan maak nie. Ons is nie heilig genoeg nie. Jy sien, dit is presies wat hy ons met Jesus ook geprobeer doen het. Toe hy hom beproef het, in Matteus 4 vers 3, het hy ons vir hom sê, as jy die seun van God is, sê vir die klip om brood te word. Spring van hier af, die engele sê ons kom help. Ja. Wie is hy om dit so te sê? So weet jy hoekom? Wat het hy vir jou gesê? Die vyand is 'n master manipulator, Ja. leenaar, Ja. verleier. Is een van sy grootste leuns om jou identiteit aan te val as 'n kind van God. Jy is 'n kind van God. Wie is jy, Satan? Jy weet want jy gaan, Satan. Ons weet ook want jy gaan, Satan. So los ons uit. Want ons gaan saam met jou. Jy sien, en ook net so jou roeping. Dis hoekom ek sê, ons is eintlik ons eie vyande. Soms, want God het ons perfek gemaak. Maar ons sien dit nie. Want ons lewe vir nou en vir hier. Ja. Ons sien nie die groter prentjie nie, maar God wel. En die vyand sien ook die groter prentjie. Hy weet nie, as ons regtig ons identiteit in God vind, dan weet hy presies wat se spreekwyse ons gewees vir die Here. Hy weet hoeveel mense gaan ons na God toe kan draai. Hy weet dit, die vyand weet dit. So hy gaan jou kom aanval met daai. Hy kom jou aanval met jou roeping. Ek meen, hierso is ons hier by die werk. En ons gesels oor die Here. So met ander woorde, wat doen ons? Ons bely hom. Ja. Ons leer. Ons het nie regtig 'n groot kerk of iets nodig nie. Oral waar jy gaan, kan jy mos vir die mense van Jesus vertel. Jy kan die lig wees vir hom. Jy sien? En dan natuurlik jou geloof. Genade. Jy's nie goed genoeg nie. Nee, jy's dom. Nee, jy's nie mooi genoeg nie. God het jou dan perfek geskape. Nee, jy gaan dit nie maak nie. Nee, jou geloof is nie groot genoeg nie. God het jou dan perfek geskape. Jy sien waar kom val hy hoekom val hy jou aan deur sy leuns? Jy sien, soos wanneer jy ook God aanbid en jy vra vir iets en jy kry nie dadelik jou antwoord nie. Dan gaan hy mos nou vir jou kom sê, die ou vyand. Sien, God hoor jou nie. Ja. Dit gaan nie kom gebeur nie. Of iets tragies gebeur soos jou niggie. Ja. Sien wat doen God? Sien jy, verstaan jy, nou probeer dit God se skuld maak. Maar God het nie dit gedoen nie. Sy het 'n keuse moes gemaak, of wat ook al. Jy sien, hy probeer ons geloof in God te verwoes. Want, soos weer eens sê, dis sy taktiek. Hy weet waartoe hy op pad is. En as hy soveel as moontlik mense saam met hom kan vat, gaan hy so bly wees. En weet jy, in daardie hel, gaan hy niks vir jou kan doen. Niks. Ek gaan saam met jou brand. Dis al wat hy gaan doen. Maar jy sien, Eldien, die vyand se strategie sal nooit verander nie. Maar weet jy, God se waarhede staan steeds vas. Ja. Verstaan jy wat ek gesê het? Ja, daar staan mos in die Bybel, God is vandag en môre en altyd tot in ewigheid dieselfde. Ja, God verander nooit. So God se waarhede bly vars. So hierdie drie goed wat jy nou genoem het nie, ek sien in my eie lewe baie keer nou dat jy daaraan dink, laat ek daaraan dink, dat hierdie ook aanvalle van die duiwel was wat by my en my gedagtes opgekom het. Verseker. Ja. Verseker. Sodra hy begin groei ook sien, dan hy gaan iets kom, hy gaan 'n spanner in die wiele probeer gooi. Sodra hy iets sien, want soos ek vir jou sê, hy wil ons verhoed, hy wil ons verhinder om uit te kom waar God ons reeds wil hê en God ons reeds sien, gaan die vyand alles in sy vermoë doen, dat jy nie daar kan uitkom. Ja, want nou vandat ek sien dat ek begin na jou kerk toe kom het en ek weet ek gaan nie elke Sondag hê, maar nou kan ek sien dat die aanvalle van die duiwel erger raak. Jy sien Eldien, jy kan dit ook so draai om te sê, jy weet mos van wat hulle sê, wat die grootste bome vang die meeste wind. Ja. Soos weet jy groei in jou geloof, Ja. gaan die aanvalle meer kom.
Rarig. Ja, maar dan moet jy dankbaar wees. Jy moet regtig so dankbaar wees, jy moet sit, jy moet actually begin lag dan. Sê, o Here, dankie dat ek groei in my geloof. Want hierdie vyand is nou besig met my. Dan moet jy, weet jy, dan is dit so kosbaar, want dan weet jy loop 'n pad saam met die Here. So come devil, come. Dis mooi gesê. Dit is regtig, want ek meen soveel mense glo ek wonder, Jessie, gaan ek regtig die koninkryk beerwe? Gaan ek regtig daar uitkom? Ek meen ek het ook al daardeur gegaan. Doen ek genoeg? Glo ek genoeg? Dis 'n aanval. So jy kry ook aanvalle van die duiwel. Obvious, ek sê dan vir jou, hoe hoor jy groei, hoe meer jy groei, hoe erger word dit. So jy kry baie aanvalle van die duiwel af. Ons almal doen, Eldien, ons almal doen, maar dan kan jy net in jou hart weet, o Here, dankie dat U sterker en groter is as hierdie aanval. En dankie dat ek op die regte pad is. Dankie daarvoor. Ek sal dit onthou as ek weer bid. Nie net as jy bid nie, Eldien, ook as jy aangeval word. So ek kan sommer enige tyd van die dag bid. Natuurlik. So ek hoef nie net vanaand by die huis te bid, so by die huis kom nie. Genade, ek hoop nie so nie. Ja, ek dink daarom ek sê partykeer 'n gebedjie op in die middel van die dag. Maar so ek kan enige tyd bid, enige plek, maak nie saak waar of wat nie. 24/7 any place you want. Regtig? Ja. En God is altyd beskikbaar om na my te luister. Die Bybel sê ons God slymer of slaap nie. So maak nie saak hoeveel keer 'n dag ek kan 23 uit die 24 uur. Jy kan 24 uit 24 met hom praat. Ja. As jy so lank wakker kan bly. My man raas met my. Hy sê ek slaap te min. Ja, games. Hoe weet jy? Eldien. Nou jy het my agter my aangeskree nou, Ja. maar ek soos wat jy aangehardloop en geskree het, jy nog steeds game gespeel. Ja, nee. Ja, hy ding is gevaarlik. Ja, toe maar ek probeer my mense baie games te speel hê. Toe, Chris, dink jy daar's sekere tye wanneer mense meer kwesbaar is vir geestelike aanvalle, soos byvoorbeeld tydens lyding of oorgangsfases of sulke tipe dinge? Eldien definitief. Jy weet Satan hou van geleenthede wanneer ons emosioneel of geestelik kwesbaar is. Byvoorbeeld, na geestelike hoogtepunt. Geestelike hoogtepunt. Ja. Wat's dit? Jy sien, soos Elia na die berg Karmel, in 1 Konings 19, kom daar dikwels 'n aanval van moedeloosheid. Jy sien, en tydens lyding of siekte, wanneer ons swak voel, dan probeer die vyand ons twyfel te kom saai. En ja, oorgangsfases, soos 'n nuwe werk, trouens, verhuising of bediening. Bediening. Ja, So jy kry regtig baie aanvalle dan van die duiwel. ek sê ons weer, ons almal doen. Jy sien, dan probeer hy onsekerheid en angs en selfs verwarring bring. Of jy sê jy is nie goed genoeg nie. Onthou dit, hy's 'n leienaar in die eerste plek. Jy sien, Jesus is onmiddellik na sy doop deur die Gees die woestyn ingelei ons. En daar wag Satan reeds vir hom. Dis wat in Matteus 4:1 geskrywe staan. Die les. Wanneer jy jouself in 'n keerpunt van jou lewe bevind, moet jy jou geestelike wapenrusting met sorg aantrek. Wat is jou geestelike wapenrusting? Waarvan praat jy? Jou geestelike wapenrusting is ook vir jou opgeteken in die woord, Eldien. Ek het al vir jou daarvan gesê, maar weet jy, kom ek sê dit weer vir jou. In Efesiërs 6:11. Trek die volgende wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas met julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan. En as skoene aan julle voete vir die bereidwilligheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan blus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. En jy sien, jy kan verder ook gaan
vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Sjoe, dis regtig 'n baie mooi stukkie in die Bybel. Jy sien, Eldien, dit is weer eens hoe amazing ons God is, ons Vader is. Om vir ons al hierdie goed te gee, want hy weet ons waarmee ons gaan sukkel, waarmee ons gaan aangeval word, waar ons gaan tekort skiet. En weet jy, dan kom hy, en hy wys vir ons, hoorie, maar doen dit en doen daai. En weet jy, hy sê ons, moenie vrees nie, ek is by jou. Doen wat hy sê, hy sal jou bewaar, hy sal jou beskerm. En as jy die duiwel weerstaan, sal hy van jou wegvlug. So, dis regtig baie mooi woorde. Chris, baie mense sê dat hulle skielik 'n vlaag van depressie, angs of verwarring ervaar het. Is dit ook 'n geestelike aanval? Absoluut, Aldien, absoluut. Depressie? Ja, Regtig? ja. Jy sien, al is nie elke emosionele swaarkry 'n geestelike aanval, moet ons waaksaam wees as dit skielik, intens en onverklaarbaar opduik. Veral as gepaard gaan met isolasie van gelowiges, wanhoop of oënskynlike skeiding van God. Jy sien in 2 Korintiërs 10 vers 4 sê dit, dat ons het wapens om vestings neer te werp en elke gedagte gevange te neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Jy sien, soms is depressie nie net 'n sielkundige toestand nie, maar 'n vesting wat geestelike aanspreeklik moet word, met die woord, gebed, lofprysings en soms vas en samewerke met ander gelowiges. Jy sien, dis hoekom ek ook altyd sê, dit is so belangrik om in die gemeenskap van gelowiges te wees. Dit is waar jy groei, dit is waar jy beskerming vind, en weet jy nie net dit nie, ek meen, dan is die vertrek ons vol van die Heilige Gees. Dink jy raggies waar, die vyand sal dit waag om sy voete, of sy demone, om sy voete daar te kom sit? Ja, hy sal. Hoe sal hy? Natuurlik. Ek het nie gedink hy sal nie. Ja, hy sal. Weet jy nie, hy gaan kerk toe ook nie. Wat? Ja. Hoekom gaan hy kerk toe? Hy gaan ons nou kyk, wie is nie regtig daar wat daar wil wees. En dan gaan hy ons nou in, hoeveel mense sit nie dalk in die kerk en hulle dink aan ander dinge nie. Hoor, dit is so lekker geweest op die golfbaan of in die winkels, of is dit, hy moes, nou mis ek weer daai soapie op die TV of iets in daai lyn. Sure. Jy sien, hy's besig. Ek het nie geweet dit gebeur nie. Maar ja, as 'n mens saam is, ek meen, nou kan jy terugkyk, met die uitstorting van die Heilige Gees in Petrus hulle se tyd, Ja. waar dit soos vuur gekom het, ek glo nie die vyand was daar nie. Glad. Hy sou dit nie gewou. Ek seker hy sou nie. Kan ek wil gou kyk hierso in die Bybel by 2 Korintiërs 10, maar nou weet ek nie, waar is Korintiërs? In die Ou Testament. Nuwe Testament. Okay, laat ek gaan kyk. Kyk hier dit. Want terwyl ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. So hierdie gaan weer eens ook oor die gedagtes wat God gevange moet neem, ons lelike gedagtes. Jy moet dit gevange neem. Ek. En dit aan God gee. God gaan dit nie doen nie. Jy moet dit doen. So ek moet dit doen. So dit is nie God wat dit doen nie. Ek moet dit self doen. Yes. Okay, ek het nie dit lekker verstaan nie, maar nou verstaan ek dit. So kom ons praat net gou 'n bietjie daaroor oor die vestings wat ons denke vasvang. Kan jy vir my verduidelik wat is 'n geestelike vesting en hoe breek ek dit prakties af, want ek verstaan nie lekker nie. Ja, yes, kom ons kyk. Alleen 'n geestelike vesting, hè, is iets wat vals is, en ja, weer eens is 'n leuen wat wortel geskiet het in iemand se denke. Dit hou jou gevange. Dikwels sonder dat jy dit besef. Ek meen byvoorbeeld as iemand glo, ek is nie werd om geliefd te word nie, maar ek het mos nou vir jou gelees van Romeine. Of God luister nie na my gebede nie, hoekom moet ek bid? Verstaan jy, dit is alles wat die vyand vir jou kom vertel.
En soos wat jy nou vir ons gelees het daar in 2 Korintiërs 10, want die wapen van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Elke hoogte wat opgehef word teen die kennis van God. Jy sien, die praktiese afbreek van so 'n vesting vereis 3 dinge. Erken die leuen. Vra die Heilige Gees om dit bloot te lê. Vra hom om dit vir jou te openbaar. Vra hom vir jou om dit vir jou te wys. So ek sal dit nie net dalk uit my eie uit herken nie. Nee, Eldien, nou mense die Gees nodig, die Gees van waarheid, om jou te help. Ons alleen kan nie staande bly teen die vyand nie. Hy is te sterk vir ons. Ons kan nie. Maar met die hulp van die Heilige Gees, God se Gees, kan ons staande bly. Okay. Jy sien, en dan daardie leuen, vervang dit met waarheid. Dis ook wat ek vir jou gesê het, nou wat ek vir jou gesê het, jy voel, of 'n mens voel, jy is geliefd deur niemand nie, niemand gee om vir jou nie, bla bla bla, dis mos nou 'n leuen. En as jy nou daai Bybelvers uitgaan haal uit Romeine 8 uit, wat vir jou sê, hoe lief God vir jou het, dan het jy mos nou hierdie leuen oorwin deur die waarheid. En natuurlik, volhard in gebed. Moenie laat hy vir jou kom vertel, God nie luister nie na jou. Dit is die grootste leuen. God is 'n God van liefde. Hoekom sal hy nie na sy kinders luister? Ek meen, as jy as ouer, as jou kind met jou praat, jy gooi hom mos nie 'n dowe nie. Al het jou kind droog gemaak. Jy gooi hom nie 'n dowe nie, jy ignoreer hom nie. Niet soos God. God is nog beter as ons. God is nie mens nie. God is God. Hy is Gees. Hy is liefde. En hy luister na elkeen met in waarheid na hom toe kom, né? In waarheid. So, want God weet seker as ek nie al 'n volle waarheid vir hom vertel nie. Ja, en hy sien tog alles. En dan moet jy weet, Eldien, as jy die waarheid kies oor die leuen, die waarheid, en dan so breek jy daardie vestings af van die leuen en die valsheid en die vyand met sy aanloklike leuns. Ja, daai leuns is nogal erg partykeer. Chris, wat is die rol van die woord van God in geestelike oorlogvoering? Hoekom is dit belangrik om dit hardop aan te spreek? Eldien, die woord van God is nie net 'n boek nie. Dit is 'n wapen. In Efesiërs 6:17 word dit genoem, die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. O, is die swaard die woord van God? Ja, want jy sien, ewen toe Jesus mos in die woestyn was, het hy mos deur die versoekings van die vyand, het hy hom mos geantwoord met die skrif. Hy het hardop gespreek, daar staan geskrywe. Die Satan het nie pad gegee omdat Jesus heilig was nie. Hy het pad gegee omdat Jesus die woord van God as sy wapen gebruik het. Ek meen, as hy heilig was, sou hy hom seker nie so baie kom versoek het nie, is dit nie? Jy sien, as jy die woord hardop spreek, dan aktiveer geloof in jou hart. En die vyand wil nie dit hoor nie. Dit dui ook op gesag in die geestelike wêreld. Want jy verklaar die leuns en die waarheid. Jy verklaar dit hard, dat almal dit moet hoor. Dit is hoekom die skrif jy moet die skrif memoriseer en uitspreek en bely, veral in tye van aanvalle. Maar die vyand hoorie, maar ek ken die woord, ek weet wat God sê vir my, ek weet wat God dink van my, en dit wat jy nou hier kom van, ek is nie geliefd nie, is mos so absoluut die onwaar, want die woord sê vir my in Romeine 8, sê hy vir my, hoe lief God my het, dat niks my kan skei van hom. So wie is jy om vir my te sê, God het my nie lief nie? En Johannes 3:16, Want so lief het God die wêreld gehad, né? ja, ek het nie eers daaraan gedink nie. Eldien, kyk gou vir ons al wat staan Romeine 10:17. Wat is Romeine in die Ou of die Nuwe Testament? Ek gaan jou nie antwoord. Maar hoe moet ek nou weet? Nuwe Testament. Okay. Jy moet jou Bybel leer ken. Ek sal probeer. Okay. Okay, ek het dit. Nou Romeine 10:17. Ja. Okay. Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Sê dit weer? Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. So hoe bou jy jou geloof? Deur te hoor, deur die woord van God te luister. En jy memoriseer en bewaar dit in jou hart. En daarteen kan die vyand nie stry nie.
Dit is wat kosbaar is. Dink jy kan dalk vir my 'n voorbeeld gee, Chris, van 'n geestelike aanval wat jy persoonlik ervaar het en hoe jy dit oorwin het? Ek wil net graag ook bietjie meer weet. Eldien, weet jy, daar is nogal baie, maar een wat nogal vir my uitstaan is, een keer toe moes ek 'n bediening gelei het, maar skielik, sonder rede, het ek het gevoel dat ek onwaardig is. Ek kan dit nie doen nie. Wie is ek om ander te leer? Ek het dan self soveel foute. Wat maak my nou so spesiaal? Wat maak my nou so geestelik? Jy sien, en daar het hy mos nou vir my daai klomp leuns kom vertel. Maar weet jy, so getrou is die Here. Hy bring my terug na Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in die Christus Jesus is. Jy sien, ek het daardie vers elke dag hardop gebid. Ek is in Jesus Christus. Hy oordeel my en niemand anders nie. Hy lei my, hy beskerm my en bewaar my. Hy het my gekies. Jy sien, ek het vasgehou aan sy liefdesbriewe vir my, wat hy vir my gegee het. En ek het 'n broer in Christus gevra om saam met my te bid. Jy sien, die atmosfeer het verander. En die oorwinning het nie gekom omdat ek sterk was nie, maar omdat ek geanker het in die waarheid en die waarheid aan God oorgegee. In Romeine, 2 Korintiërs 12 vers 9. My krag word volbring in swakheid. En weet jy, wanneer ek swak is, as God sterk. Ek het net daarop gestaan, daarop geglo en die vyand het gewyk. Dus ek het net jy toe geestelik afgetakel nie. Soms jy Aldien, almal doen. Ek weet daar's oggende wat seker wanneer ek moet opstaan om 'n bediening te doen. En dan lê ek in die bed, ag, weet jy, ek is regtig lus vir vandag. Ek weet nie, ek het nie lus nie. En dan? Maar weet jy wat nie, dan kom dit by my op. Sê, weet jy wat nie, sê maar nou, God is nou nie lus om met my te praat vandag nie. God is nie lus om na my te kyk vandag. God is nie lus om vir my te sorg vandag nie. Wat dan? God is net nie lus vir nie. Wat dan? Selfs soos wat jy gesê het, hoekom los ons God by die huis as ons met vakansie gaan hou? Presies dieselfde, hoekom? Mag hy nie saamgaan. Maar presies, verstaan jy wat ek vir jou sê? Sê maar nou nie. Verbeel jy. God is 1 sekond nie lus vir die mens nie. 1 sekond. Of vir vat 'n dag af? Ek wil nie daai dag op aarde wees nie. Wanneer God afvat, regtig. Dit gaan woes wees. Maar dit kom. Kom dit? O ja, Hoe weet jy? staan in die Bybel. So, jy ken jou Bybel dan maar baie goed, né? Aldien ek probeer. Ja. Dink jy daar's sekere gebiede in ons lewens waar Satan meer gereeld aanval? En hoekom dink jy so, Chris? Aldien, beslis. Ek jy moet sê, Satan teken altyd die gebied wat jou die grootste potensiaal vir invloed van die vrug is. Hy is 'n strateeg. Jy sien, hy wil maksimum skade aanrig. Hy wil nie net 'n bietjie nie, hy wil heeltemal. Hy wil jou heeltemal laat val. Maar jy weet, daar's 3 belangrike teikens. Dis verhouding, of ewen jou verhoudings. Ek meen, hy wil mos nou in beheer wees. Hy actually, jy moet hom aanbid. Net vir hom alleen. Jy moenie ander mense wil in 'n verhouding moet wees nie. Hy moet absoluut bo staan. Maar dit is waar hy mos die fout maak. Want God staan eerste. En dan kom jou huwelik, jou gesin mos en die gemeente. Jy sien, hy wil alles verswak. Want hy wil oor alles heers. Hy wil nie hê jy moet 'n verhouding hê met ander gelowiges nie. Hy wil nie hê hy wil nie jou groei sien. En hy weet jy gaan daar groei. So dan val hy dit aan. Moenie so toe gaan nie, moenie daar dit nie. Moenie opstaan vir oggend om kerk toe te gaan nie. Bly weg van Woensdag se selgroep. Ja, nee, dit is nou winter, is koud. Moenie moeite doen om dit te doen nie. Verstaan jy? Ja. Hy val jou aan daar met daardie verhouding wat jy het met daai geestelike broers en susters van jou. Ja. En natuurlik jou gedagtes lewend. Soos ons al hoeveel keer weer dit gegaan het nou vandag. Ja, daai leuns wat hy in jou verstand kom plaas. Dat jy altyd laat skuldig voel, jou laat vrees en bang maak en jou onbelangrik te laat voel. Absoluut al die leuns wat hy vir jou wil vertel. En ongeliefd. Dis hy daai. Jy sien,
natuurlik soos ek net al vir jou gesê het, jou roeping en jou bediening. As jy God se werk doen, is jy 'n bedreiging vir hom. Jy sal afleiding, uitbranding of selfs aanvalle op jou karakter ervaar. Hy sal ons vir jou sê, jou woord is nie goed genoeg nie. Jy is nie goed genoeg nie. Jy weet ons het nou daaroor gepraat. Ja. Ons sien in Efesiërs 6 vers 11 staan dat trek die volle wapenrusting van God aan sodat jy staande kan bly in die luste van die duiwel. Nie die helfte nie, nie die skoene nie, alles. So. En God gee dit vir net. Jy moet dit uitvat. Dis daai geskenke wat ons van gepraat het. Jy sien, daar kry jy nog persente. Sjoe. Ja, eintlik net, ek het besef hoe geseënd ek is om regtig hierdie geskenke te kry nie. Dis nie aardse geskenke nie. Dit is God se geskenke. Wow. Wel, van dit is aardse geskenke, Eldien. Want van dit is ons die woord van God. Ja. Dit is ons op die aarde. Ja. En dit is jou swaard. Ja. So, dit is baie mooi. Chris, hoe help gebed om 'n geestelike atmosfeer te verander wanneer daar 'n duisternis of 'n druk voelbaar is? Eldien, eerstens weet jy nie, gebed is nie 'n godsdienstige plig nie. Nee. Dis 'n geestelike oorlogvoering. Gebed is mos kommunikasie met die Here. Hoe anders wil jy met God praat? As jy nie bid nie. Hoe anders gaan jy met hom praat? Wanneer ons bid, nooi ons God se teenwoordigheid in. En wanneer die Gees van die Here in ons is, daar is vryheid. Vryheid wat alle verstand te bowe gaan. Maar weer eens soos ek gesê het, hoe anders gaan jy met God praat as jy nie wil bid nie. En natuurlik wil die vyand nie hê jy moet bid nie. Hy wil nie hê jy moet met God praat nie, jy moet met hom praat. Maar weet jy, hy praat nooit met jou nie, hy lag jou eerder af. Jy kan gaan lees van dit in 2 Korintiërs 3 vers 17. Ek gou vir ons kan kry daar in die Bybel asseblief, Nuwe Testament. Maar jy het geweet ek gaan vra. Jy sien, ek gaan so lank net hier vir jou weer sê. Ons gebed, dit verander die atmosfeer. As ek dink aan Paulus en Silas in die tronk, ek meen, hulle het daar gesit en geboei, koud gekry, met kettinge en al, maar weet jy, hulle het lofliedere gesing en gebid. Hoekom het jy dit gedoen? En dit het hulle, dis hoekom ek vir jou sê, dan kry ons 'n innerlike vrede en vreugde. En dit kom net van die Here af. En dit sny deur geestelike duisternis. En weet jy, gebed roep hemelse magte in werking. Dit verander ons perspektief. Nie altyd. In my eie lewe het ek gesien hoe atmosfeer verander en wanneer ek nie net vra nie, maar aanbid. Verklaar skrif en in tale bid. Gebed maak jou sensitief vir die Heilige Gees en bring vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ek het hierso 2 Korintiërs 3 vers 17. Dit sê die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Dit kom ons sê jy aanbid God in gees. En maar die mense raas vandag wat hier verbyry. Ja. Wonder want is hulle so hastig op pad. Seker terug werk toe want lunch is amper verby. O, hemel. Jy sien Nadine, dis hoekom hulle sê daai rympie ook. Lees jou Bybel, bid elke dag want dit gee jou krag. Ja, ek onthou nog ons het daai liedjie gesing in die kinderkrans. Ja, dit is hoekom die vyand wil daai kommunikasie tussen jou en God afbreek. Dis hoekom hy die gebed wil wegvat. Hy wil nie hê jy moet met hom praat nie. Hy wil eerder hê met hom praat, die vyand praat as met God praat. En aardse dinge doen. Natuurlik. Verkeerde dinge. Ja. Chris, aangesien dit amper nou landslik nou verby is, ek wil net graag nog een vragie vra. Baie mense en ek ook verstaan nie die rol van vas in geestelike oorlogvoering nie. Wat is vas en hoekom vas 'n mens en wat help dit met geestelike weerstand teen aanvalle van die duiwel? Aldien, vas is 'n geestelike praktyk wat jou vleeslike natuur stil maak sodat jy duideliker na die Gees, die Heilige Gees kan luister. Jesus sê in Matteus 17 vers 21, toe hulle mos gesukkel het om party van die bose geeste uit te dryf, het Jesus gesê, hierdie soort gaan net uit deur gebed en vas. Jy sien, daar is sekere demoniese sterkhouers wat net deur gebed en vas gebreek kan word. En dit is hoekom Jesus dit so gestel het.
So, dit is 'n opdrag van Jesus. Om te vas. Ja, Eldien. Maar ek is net so lief vir my kos. Presies. Jy sien, wanneer jy vas, né, vernietig jy afleidings en verskuif jou fokus na God toe. Ek dink wanneer jy daai hongerpyn kry, sien Jesus, het ons gesê, mens gaan nie net van brood alleen lewe nie, maar ook deur die woord. Jy sien, jou gees sensitiwiteit verskerp, want dan weet jy hoe afhanklik jy van God is. As hy hongerpyn kom, dan sê jy, ag Here, help my hierdeur. Sien, en dan so praat jy ook meer met hom. Jou geloof word versterk, omdat jy afhanklik word van God, om daardie hongerpyne te stil. Jy sien, vas is nie net 'n manier om God te manipuleer nie. Dit is 'n daad van oorgawe en geestelike verskerping. Jy sê vir die Here, ek gaan hierdie dag absoluut aan U oorgee. Ek gaan my nie vasmaak aan hierdie wêreldse goeders, wêreldse begeerlikhede, niks nie. Ek gaan in stilte op U wag en na U luister. En dan vas jy met 'n doel. En weet jy, God antwoord jou. Hy antwoord jou verseker. So, dis baie mooi. Ek sal probeer om dit een of ander tyd te doen. Ja, ek weet nie. En onthou, ek dink in die woord staan ook, as wanneer jy vas, moet jy nie laat almal sien jy vas nie, met jou gesiggie van 'n hartseer goed rondloop nie. Nee, jy moet opgebeer lyk, jy moet vriendelik wees, jy moet smile, jy moet mooi aantrek. Niemand moet weet jy vas nie, want dit is 'n saak tussen jou en God. Dis presies wat ek nou vir jou gevra het, of dit 'n saak is tussen jou en God, en dit is hoekom jy vir niemand moet wys nie. Natuurlik. God sien dit ook. God sal jou verheerlik, God sal jou antwoord, God sal jou help. Ek voel baie beter, baie dankie. So, ek gaan nou gaan. Yes, Eldien, ek sien die tyd het gestap, het ons alweer lekker ingehaal, maar weet jy, dankie, hierdie was nou 'n lekker gesprekkie geweest. Ja, ek het dit ook nogal baie geniet, Chris. Ek dink, daar's nog baie vrae wat ek het, actually. So, maar net, ek het nou 'n vergadering en alles, anders sal ek nog hier gebly vir nog 'n uur en met jou gesels het. Nee, is alles reg, Eldien. Kom ons kyk dit maar na 'n volgende geleentheid, So, jy gee nie om my nog te antwoord nie? Glad nie, dis mos lekker. Dis lekker om oor die Here te praat, is dit nie? Ja, ek kan net dit, en ek voel in my hart voel ek klaar ligter. Ja, ek is bly. So, Eldien, nou ja, laat ons aanbeweeg, maar kom ons kyk gou af. okay. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe Here ons God, Vader, baie dankie weer eens vir hierdie nuuskierige suster van my, wat nie net haar nuuskierigheid kom deel nie, maar ook myne weer verskerp het, en ja Here, en my net weer eens laat besef het hoe goed en magtig en kragtig en liefdevol U is. Here, help ons, versterk ons so met die Heilige Gees, dat ons hier ingaan, die res van die dag, die week, die lewe, met die wete, dat niks, maar niks, ons kan skei van U liefde nie. Vader, ons loof en ons prys en ons dankie daarvoor in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Amen. Chris, jy bid darem maar so mooi, weet jy. Ons praat ons met God, Eldien. Sjoe, ek wens ek kan so mooi bid. Ja, vra die Heilige Gees dat jy jou lei, onthou practice makes perfect. Practice, ja, dit maak sin, né? Okay, Eldien, ek Okay. kom gaan. Okay, bye Chris. Bye. Vriende, baie dankie dat julle hierdie tyd afgestaan het om na ons te luister. My naam is Pastoor Chris Boysen van Port Elizabeth. As julle enigstens nog gebed of bemoediging nodig het, ek is ook deel van die JCR MTS familie. Skakel my gerus op 083 232 2442. En as julle myne in die hande kan kry nie, kan julle my vroukie probeer. En dit is ek, Eldien, en my nommer is 082 92 ag, ek is so jammer. 082 92 49 458. So baie dankie vir julle tyd en ons sien julle weer. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom. He has fire in his eyes,
and a sword in his hand, and he's riding a white horse across this land. He has fire in his eyes and a sword in his hand, riding a white horse all across this land. And he's calling out to you and me, will you ride with me? He has fire in his eyes and a sword in his hand, and he's riding a white horse across this land. And he's calling out to you and me, will you ride with me? Will you ride with me? And we say yes, yes, Lord, we will ride with you. We'll ride with him. Yes, Lord. And we say yes, Lord. That fire in his eyes is his love for his bride, and he's longing that she be with him, right by his side. That fire in his eyes
burning desire that his bride be with him, right by his side. And he's calling out to us right now, will you ride with